Gaan aan. En dit klink so goed. Welkom. Welkom, welkom, welkom. Wanneer die huis van die Here by mekaar kom en almal is opgewonde en gelukkig, dan is dit 'n goeie plek vir die Here om groot dinge te kan doen. Want die kinders van die Here trek iets uit die Here uit wanneer ons opgewonde is vir hom. Dan trek ons al die mooi uit die Here en al die versigtiging en al die wonderwerke en die dinge van vertel. En die Here sê, man, omdat julle my lief het, sal ek kom doen in julle midde dit wat ek wil doen. Ek wil graag net vir die mense sê, Bernard Shirley, geluk met julle liefdesherdenking, Norman en Taremeni for the 31st, dink aan hulle, Linda Fortune, Johan Barnard, Maria Kreer en Janita Kreer, moet julle gou staan nie asseblief, as julle hier is, julle verjaarsdag wat die week voorlê, daar sê, Shirley, moet jy ook opstaan, waar Shirley, ek het Shirley gesê, jy kan ook opstaan, Shirley, en Annie Leroux, jy kan ook opstaan, kan teruggaan aan die eerste maand, ons kan teruggaan net na waar ons wil toe vanmorgen, en as daar iemand hier is, wat saam met hulle wil saam verjaar, en net saam met hulle wil staan, jy is welkom. Pastoor Alex verjaar ook vandag. Waar is Alex? Alex, jy staan gelukkig, jy kan maar weer staan, Alex. Hy verjaar vandag. Is daar nog iemand wat wil verjaar? Nou, kom ons spreek die seën van die Here toe, op hulle wat verjaar hierdie week, mag die Here sy hand oor julle hou, mag goedheid en guns julle volg, mag dit wat goed is, julle bereik hierdie jaar wat voor lê, in die wonderlike naam van Jesus. En die kinders van die Here sê, Amen. Amen en Amen. Net 2 aankondigings, en dit is die mannebraai die 3de, volgende maandag die 3de mannebraai, om 6 uur, gister het die dames gebraai, ek het daar die 4 gemaak, ek wil net sê, die dames het gebraai, maar ek het die 4 gemaak. Ek sê 2 keer sê, en ek het gebraai, ek het die 4 gemaak. En ek moet vir julle sê, hulle het allemaal klaar gebraai, want dit was 'n ordentlike 4 gemaak. Dit was 'n ordentlike 4 gemaak, jy weet. En dit is 'n ordentlike 4 gemaak, ek noem het maar net, jy weet. Hulle het alle fantasties gebraai, maar op 'n baie goeie 4. Die 30ste van November maand, Sondag die 30ste, is ons dankseggingete. Elke jaar weet jy, ons het 'n afsluiting op 'n Sondag, waar almal die hele gemeente uitgenooi is, na 'n bring en braai toe. Jy bring jou eie eetgerei, jou eie vleisie, koeldrank, en sous, sal voorsien word in die gemeente. Daar's 'n lys daar agter, wat belangrik is, dat jy jou naam invul, en getalle. Want jy wil nie hier kom en daar's die poolside nie. Jy moet seker maak dat jou name geskryf is, dat almal dan eweredige kos kry. Nie net 'n halwe bietjie, maar 'n goeie ete kan geniet. Agter by ontvangs is die naamlysie daar, vul dit vir ons in asseblief. Om te weet hoeveel kom, is nie wat waarvoor ons skrik nie, maar ek wil net nie huis toe gaan sonder kos. Okay, julle vang het nie. Alright, maar dit is in elk geval so, maar hartlik welkom, mag ons vir ons in diens hê vanmorgen, kom ons staan vir 'n oomblik. Kom ons dank die Here vir sy goedheid en sy guns. Stel ons hande op, kom sê vir die Here, dis tyd om te vergewe, dis tyd om losmaking te soek. Miskien vanmorgen is daar dinge van gister, wat sy kop uitsteek, veral nou, daar by Kersfees, dan is dit ons wanneer die duiwel sy stuiptrekkings kry om die huis van God aan te val, jou familie aan te val, jou kinders aan te val. Maar ons staan in die krag van die Heilige Gees, ons staan in die as bloedgewaste kinders van die Here, en ons sê vanmorgen, ons trek 'n bloedlading om ons families, om ons kinders, om ons kleinkinders, en sê Here, as daar 'n plek is, waar 'n hindernis is, kom ons vanmorgen, en ons release in die naam van Jesus. As daar iemand is wie jy moet vergewe, release nou in die naam van Jesus. Sê Here, deur die bloed van Jesus, vergewe ek kan vergewe, omdat die Here my vergewe het. En dan kan ons sê, Onse Vader, wat in die hemel is, kom maar, laat die naam geheilig word, laat die wil geskied, soos dit is,
Gee ons vandag en vergeef ons sonde, soos ons ons skuldiges vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die heerlikheid en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Halleluja. Amen! Amen. Ek wou nog iets sê. Ek wou iets sê. Dankie Jesus. Dis belangrik vanmôre dat jy in die Here se teenwoordigheid met hom vrede maak vanmôre. Wanneer ek ingekom het vanmôre, het ek die ervaring dat die Here wil groot dinge in jou huis doen. Maar dinge gaan nie volgens wat jy sien nie en wat jy beleef nie. Maar die Here sê vanmôre, ek kom om jou huis te besoek. Ek wil vir jou 'n deurbraak gee. Ek wil jou lei na nuwe hoogtes toe. So Vader, ons kom in die naam en sê, is nie die krag of die geweld nie, maar die Gees. Here, ons dankie vanmôre dat ons kan neerbuig en sê, Here, terwyl ons op die altaar lê vanmôre en sê, ons het nie 'n voorgeskrewe idee nie, Here, maar ons kom omdat ons geloof in U het. Dankie dat U die wet gebreek het, Here, en kom voldoen het. Dat ons die genade van Jesus kan beleef en die genade van Jesus kan hê in ons midde. En Here, ons kan nie anders maar om U te eer, om U te loof, om U te aanbid. En U die erkenning te gee en te sê, Here, daar is niemand soos U nie. Here, daar is niemand soos U nie. En ons reik uit na U toe vanmôre en sê, Koning Jesus, kom doen dit weer, kom doen dit weer. Kom doen dit weer, terwyl ons op U wag. Here, kom doen dit weer. Terwyl ons vryspraak doen, terwyl ons my broeder vergewe, my man vergewe, my vrou vergewe, my ouers vergewe, wie ook al vergewe word vanmôre. We break it in the name of Jesus. Ons kom om sê, Here, daar's geen ander behalwe U nie. En ons dankie vanmôre daarvoor. Halleluja. Dankie, Here.
There's a wind of knowing all across the land. Rain from heaven is blowing once again. Don't know where it comes from. Don't know where it goes. Let it go over me. Come and blow over me. There's a rain falling, showering from above. Mercy of the morning, mercy of the blood. Your grace of heaven, let your water flow, let it pour over me. Sweet rain, come and pour over me. There's fire burning, pouring from the sky. Awesome times of fire, consuming you and I. Can't you feel the burning, burning sacrifice? Let it burn over me. Oh, sweet fire, come and burn over me. Oh, sweet wind, come and blow over me. Oh, sweet rain, come and pour over me. Oh, sweet fire, come and burn over me. Come and burn, come and burn, come and burn. Oh, sweet fire, come and burn over me. De begeerte geworden, sy Heilige Gees, kom brand oor my. Kom doen dit weer, Here, kom doen dit weer. Kom doen dit weer. Halleluja, dankie Jesus, dankie Jesus. Shout to the Lord, oh the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have made you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty
there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas go roll at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hands. Forever I love you, forever I stand. And nothing compares to the promise I have in you. It's in you. Lord Jesus, it's in you. Our seek and our heads in you. Here I am once again. Pour out my heart, for I know that you need every cry. You are listening, no matter what state my heart is in. You are faithful to answer with words that are true and a hope that is real. Your touch, you bring the freedom to all that's within. It's the safety of this place, longing to pour out my heart. Say that I love you, pour out my heart. Say that I need you, pour out my heart. Say that I'm thankful, pour out my heart. Say that you're wonderful, wonderful. Here I am once again. I pour out my heart, for I know that you hear every cry. You are listening, no matter what state my heart is in. You are faithful to answer with words that are true and a hope that is real. It's the Savior, your touch, you bring the freedom to all that's within. Bring the safety of this place, longing to pour out my heart. Say that I love you, pour out my heart. Say that I need you, pour out my heart. Say that I'm thankful, pour out my heart. Say that you're wonderful, pour out my heart. Say that I love you, pour out my heart. Say that I need you, pour out my heart. Say that I'm thankful, pour out my heart. Say that you're wonderful, wonderful. You're wonderful, wonderful.
sing, holy, holy is He. Sing a new song, hymns and song, heaven's mercy see. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song, hymns and song, heaven's mercy see. Holy, 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 the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing, praise to the King of Kings. You are my everything, I will adore you. Will adore you. Yes, somebody. Holy rainbow of every color, flashes of lightning, rolls of thunder. They're singing on His strength and glory and power. You, the only wise King. Holy, 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 the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing, praise to the King of Kings. You are my everything, I will adore you. Adore you. Filled with wonder, awesome wonder, and the mention of your name. Jesus, your name is power, bread and living water. You such a marvelous mystery. Holy, 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 the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing, praise to the King of Kings. You are my everything, I will adore you. Holy, 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 is the Lord Almighty, who was and is to come. With all creation I sing, praise to the King of Kings. You are my everything, I will adore you. I will adore you. I will adore you. Praise your name. All the time that we give. All the time that we could Jesus. All the time that we is given. Oh, He is Jesus. Kom kyk, kom ons loop hom, kom ons loop hom. Sy naam is Jesus. Hy is die hoof van die kerk, ons sê aan hom vanmorgen, al die eer, al die lof kom ons toe.
Want daar's niemand soos hy nie. Come on. Halleluja, dankie Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing. How great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing. How great is our God. Let me sing, my soul, my Savior, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Oh, that see that comes from more. Oh, that but when I feel, oh, that I Sing and dance the more.
omdat ek weet, ja ek weet, hy hou die toekomst. Hier is die moeite werd, omdat hy weet. Die liefde is die moeite werd, omdat hy weet. Koning Jesus leef, Koning Jesus leef. Halleluja, 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 halleluja. Reg oor die wêreld is daar allerlei tipe godsdienste. Daar is, jy noem dit, daar is dit. Maar die voordeel wat ons het as die kinders van die Here, is dat die graf is vanmôre leeg. En wanneer jy sing omdat hy leef, sing jy dit met 'n oortuiging in jou hart, want jy weet dat die graf is leeg. En omdat die graf leeg is en jou God lewe, dan het jy mos nie 'n bekommernis nie, jy het nie 'n stryd met wat aangaan nie, want jy alreeds oorwin. Want hy sit op die troon. Hy sit in majesteit en hy sit in krag en heerlikheid. En wanneer hy iets sê, sal dit gebeur, omdat hy dit gesê het. En as hy 'n bedoeling gehad het en wat hy sê, sal hy dit uitvoer. Want hy is die lewende God. Hy is die God van die heelal. Hy is die God wat die begin af lief gehad het en vir ons 'n uitweg gegee het dat ek en jy vanmôre kan kinders van God genoem word. En wat my so opgewonde maak oor die Here is dit, is dat omdat hy leef, is hy nie elke môre. Jy sien, ander gelowe moet mense se geloof doodmaak. Om te oorwin oor die lewe, hulle moet kom om jou dood te maak, om te kan sê, wel, ons God lewe, so ons gaan jou wys dat jy gaan nie langer kan leef, ons gaan jou dood maak, omdat jy nie geloof wat ons geloof. Maar hier kom hierdie geloof in die Here Jesus, en ons loop oor van liefde. Come on man, jy loop ons oor van liefde. Come on, ons nie die wêreld was, dan sê die mense, weet jy wat, ons hoef nie te kompeteer teen ander godsdienste. Ek het geweet, skies door evangelisasie gedoen, ek het gedoen al op voorskool, en dan gaan ons van deur tot deur, en dan word die mense argumenteer oor hulle geloof. En van 'n jong ouderdom het ek geleer, nee, wat is jou geloof? Nee, ons glo dit en ons glo dit, en sê ek glo dit ook. So waaroor gaan ons nou stryd? Dan sê die Jowe getuie byvoorbeeld nie, hulle wil nie nou bid nie, dan sê nie ons moet bid. Die woord wat die Here sê, waar 2 of 3 bymekaar kom, is by ons midde. Ons moet bid. As ek net oorloop maak, is hulle nie meer daar. En so gaan dit man met die volgende geloof en die volgende geloof. Die Hindus en die Muslims en al die res en die apostoliese 12 apostels en al die verskillende gelowe op die aarde is. En wat vir my snaaks, dat hulle almal gebruik nagmaal. Hulle praat oor Jesus, hulle praat oor dit van 'n lofsang. Ek was by 'n 12 apostel nagmaaldiens. Toe gee hulle vir my wyn in die nagmaal. Toe sê ek nog, my Here, is ek nie klompie so? Kry 'n bietjie pot daar saam met die nagmaal. Toe uitry daar sê vir my vrou, ek sê, jy vir my weird dat mense 'n traktement op jou naam van jou gemeente sit of waar jy aanbid.
maar julle glo nie die volle waarheid van dit wat vertel word. Hy is nie verlosser van hulle nie, die apostel sluit die hemele oop, hy gaan sluit vir hulle die hemele oop, soos nie Jesus nie, soos wat die katholieke Maria gevat het, het hulle 'n hoofapostel gevat. So, hulle sny Jesus uit, maar tog die nagmaal. Moet jy in die ry staan, vroue die kant, manne die kant, dan kom jy vorentoe vir die nagmaal, dan lees hy uit die nagmaal verse, dat Jesus die verlosser is. Hulle sing tot 'n koor, hulle koor as 'n kore, en die koor sing ook oor die goedheid van Jesus. Maar wanneer dit kom by die belydenis daarvan, is daar leemtes. En elke een wat hier sit, kom uit 'n agtergrond uit, van waar jy jou eerste ervaring gehad het met die Here, of by jou eerste woorde, dalk in sondagsskool, dalk in jou graad 1 klas, daai jare kon jy nog die Bybel by die skool gehad het, en jy kon iets gehad wat gelowiges was. Ek het 'n mevrou van die Wald gehad, die elke Vrydag middag, laaste periode, het sy Bybelkunde gegee, het was nie eens op die lys nie, maar jy moes maandagoggend kom, met 'n vers, jy moet onthou het. En as jy nie 'n vers kan opsê, dan maak sy jou boude warm, met 'n klerebos. Ken jy dat klerebos, hy so lang so, en in die winter, kyk die somer, jy kyk om as laan, so, maar die winter, dan kook sy ons, omdat ons nie ons vers gaan het. Baie kere dan dink ek, ja mevrou van der Walt, ek weet nie of jy weet hoeveel saadjies jy in my lewe geplant het om my te forceer om die woord van God oop te maak. Nou, ek wil vir Tyler tyd vra om vorentoe te kom. Ek wil vir Rizaan Lindekie vra om vorentoe te kom. Ek wil vir Henny Dupree vra om vorentoe te kom. En ek wil vir Tyler tyd en ek wil vir Gloria Botma vra om vorentoe te kom. Wat op aarde? Pastoor, ons het kerk toe gekom, toe gaan ons met nakklere huis toe. Halleluja, prys die Here. As God praat, man, as God praat, dan luister ons. En nie, baie geluk, man. En hier is Gloria sinne. En nie, dis my en I. Dis net vir my, ek is so deur mekaar. My sneewees is klaar. Hoor jy so, ek wil net vir jou sê, mense kom hier aan. Hoe voel jy? Fantasties. Is dit? Die Here is goed. Baie Ja. Jy sê, ons het nie 'n orde nie. Ons gaan met die Heilige Gees leiding. Later sal jy nie vertel, later sal Rozaan vertel, en almal vertel, wat het die Here gedoen. Een oomblik. Nou, ek kan nie vanmorgen doop nie, maar as die water het. Wat sou jy nog gedoop word, laat my weet, ons gaan jou doop. Die Here seën vir julle elkeen, hoor. Die Here seën vir julle. Amen. Jy gaan, kom so maar na. Jiegmens is nou so kerkie. Selfs ek kris kan weet die kerk. Ek gaan nie weet iemand die met my kan ronddrang. Richard gaan van die einde van die jaar, gaan hy Johannesburg toe. So hy verlaat ons vandag sy laaste Sondag. En ek sê vir hom, dis met 'n swaar hart wat ek vir jou groet. Maar ek kan net vir jou sê, en ek sê dit publiek, jy het gehoor wat sê die profeet vir jou, wat sê God oor jou lewe. Wat jy daarmee gaan doen, is wat van die eindresultaat is. Jy gooi dit uit die venster uit, dan gooi jy God se beloftes uit die venster uit. Maar as jy getrou bly aan die Here, dan gaan die Here jou deurdra en jou lei aan die behoortes toe. My gebed vir jou is, dat die Here in jou voetspore rig soos hy beloof het, dat die Here jou sal deurdra, dat die Here jou sal opvoed in sy vrees. In sy vrees. Amen. En dat jy voorspoedig sal wees in dit wat jy doen. In die naam van Jesus. So Vader, ek bid vir u, God, dat u met hom sal wees, u hom sal dra, u hom sal lei.
die laaste paar weke met sy ouma kan kuier, saam met haar kan wees, maar Here, dat jy sy voetspore lig in die naam van Jesus. En ons dank U, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie Peter. Ek dink dis 'n hele paar mense by dieselfde partytjie was, maar ek en almal moes dieselfde as ek is. So ek neem maar aan julle ook aan. Ek praat vanmôre met jou oor Vader, Seun en Heilige Gees. Daar's so 'n woordwaar oor hoe bid ek? Wanneer bid ek in die naam van die Vader? Wanneer bid ek in die naam van Jesus? Waar pas die Heilige Gees in? Wat is die drie-enige God? Die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Die Bybel openbaar dit en hy sê, die Bybel openbaar aan ons een God, wat bestaan in drie, die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Dis nie drie gode nie, dis een God, volmaaktheid en eenheid. Ek sê weer, dis een God wat vermaak is in sy drieheid, in sy eenheid. Hierdie waarheid is 'n goddelike mystery, wat hierdie skrif aan ons geopenbaar word, en dit wys hoe diep God betrokke is in die lewens dieper as verlosser en trooster. Die Here se belangstel in die mens vloei baie dieper as die mens kan dink. Want reg van die begin af, jy weet, daar's 'n Ou Testament en daar's 'n Nuwe Testament. Baie van die kerk is nog in die Ou Testament. Baie van die mense praat nog met God van Jakob, die God van Abraham, van Jakob en Isak. Maar wat van jou God in die openbaarde woord, wat het sê in die Nuwe Testament, jou God, vir wie jy sê, Abba Vader, my Vader, my Vader. Baie mense bid nog steeds in die Ou Testament. Hy sê, ek roep dat die God van Jakob, ek roep dat dit sal wees. Nee, nou kom ons in die Nuwe Testament, maar toch wil ons anker in die Ou Testament. Ek kan nie vandag alles klaarmaak om sê, maar gaan lees Galasiërs 3. Wanneer jy kom en jy sê, Deuteronomium 6 vers 4 sê, hoor Israel, die Here ons God is 'n innige Here. Hy sê, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Matteus 28:19 gaan dan nie maak disippels in al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. Die Vader is daar die skepper. God die Vader, die bron, die skepper. Vader is in die begin met alles, een wat die Seun gestuur het om die wêreld te red. Die God die Vader was daar. Hy sê in Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. God was daar. Maar weet jy dat Jesus sê, ek was ook daar. Jesus sê, ek het gesien, die Vader, die sterre in die ruimte ingooi. Ek was daar. Hy sê, ek was daar, toe die Vader die goed gemaak het, ek was daar. En dan praat ons oor die massiewe God wat ons dien. Hy sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap het. Hierdie God is dieselfde God wat so lief kon hê. In Johannes 3:16, hy sê, ek het nie daar ingesit, maar so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Waarom? Omdat God 'n besige God is. Kan iemand net sê, ja, ek verstaan. Ons het die idee dat die God wat ons dien is so bietjie aan die slaap, omdat ons gebede na en beteken stadig gekom as gewoonte. Maar hoor wat sê Jakobus 1:17, hy sê elke goeie geskenk
en elke volmaakte gawe daarvan bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is nie. Kom aan. Daar gebeur alles wat goed is, kom van waar af van God. En nou hoe kommunikeer ons in die Nuwe Testament met hom? Jesus sê, kom ek leer julle bid. Ons Vader, wat in die hemel is. Laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. So wat leer die Here Jesus ons? Hy sê, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daarvan bo af neer, die Vader van ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkring is nie. Die Vader openbaar liefde, gesag en doel. Die Vader openbaar liefde, gesag en doel. Hy begeer 'n verhouding met sy kinders deur geloof in sy seun. Niks het gebeur sonder die seun Jesus nie. Kom ons gee vir hom 'n handeklap. Kom ons sê dit is 'n bevestiging op die aarde. Niks het gebeur sonder hom nie. Waarom nie? Hy sê die Vader openbaar sy liefde deur wie? Niks het gebeur sonder die seun. God die seun, die woord wat vlees geword het. En nou kan jy na 'n hele klomp goed gaan kyk. Die seun Jesus Christus is die 'n sigbare beeld van wie God is. Kolossense 1:15 sê, hy is die beeld van die onsigbare God. Hy is die beeld, die eerstgeborene van die hele skepping. Wanneer jy na Jesus kyk, na sy houding, na sy wees, sien jy tog die grootheid van die Vader. Come on. Hy sê in 'n ander vers sê, Jesus het gekom om die Vader te openbaar, van ons sonde te verlos en gemeenskap tussen God en die mens te herstel. En dan begin hy met Johannes 1 vers 1 en sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, en alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So waar was hy toe die begin was? Hy was dan by God. Vers 14 sê, en ek het dit eenkant gehou, vers 14 sê, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die eniggeborene wat van die Vader kom, vol genade en vol waarheid. Nou, wanneer bid ons? Wanneer sê ek Vader? Wanneer sê ek God? Wanneer sê ek in die naam van God die Vader? Wanneer sê ek in die naam van Jesus Christus? Terwyl ek bid, wanneer gebruik ek watter naam? Wanneer gebruik ek dit? Wat gaan dit beteken as Jesus gesê het in Johannes? Hy sê, julle kan enige iets in my naam vra. En my Vader wat in die hemel sal julle hoor. Hy sê, so, wat dit kom by my, en dit kom by die Vader, jy kan die Vader vra, maar jy vra hom in my naam. Maar die Nuwe Testamentiese kerk, wat die genade van God gekoop is. Hoe gaan ek en jy bid as ek hom noem, en my Vader, praat ek direk in die troonkamer van God, maar nie in die naam van Jesus. Romeine 12 sê vir jou dat jy sal hom aanroep, die Heilige Gees sal jou lei om hom te noem Abba Vader, my Vader, wat in die hemele is. Dus ek, vanmorgen, maar ek krijg geen amen vanmorgen, dus dit is 'n taai ene vanmorgen. Ek probeer jou gebedslys regstel, dat jy nie onder 'n wet is nie. Jy is vrygekoop om die naam van die Here jou God aan te roep. Hoekom? Want jy is gewas in die bloed van die lam. Hy sê jy kan met Hebreërs 7, jy kan met alle vrymoedigheid
in die allerheiligste inbeweeg, deur wat? Deur die bloed van die lam. Daarom noem jy hom my Vader, my Here en my God. Come on. Is ons in die verbintenis nog deur Isak, Abraham, Isak en Jakob? Is ons nog steeds in die verbintenis? Nee. Ek en jy is kinders van genade, nie kinders van die wet nie. So wat het my vrygekoop? Ek is vrygemaak van die wet. Ek is oorgegee aan die genade van God, so ek is 'n kind van God. Ek hoef nie te bid soos die Jode gebid het nie. Ek is vry, ek is gewas deur die bloed van die lam. Ek kom in die allerheiligste in, deur die bloed van die lam, Jesus Christus, en ek noem God Vader. Ek wil by help iemand. Om ons dan verduidelik, hy sê die woord het vlees kom word. God sê, ek gaan in Genesis 1 sê ons gaan die mens maak in ons beeld. In die beeld van ons gaan die mens maak. Hoofstuk 2 sê dieselfde woorde, sê ons gaan mense in ons beeld maak. Skielik stop die Here sê, okay, kom ons vat daai hoopie stof van alles. En hy formeer hom. Hy formeer hom, hy blaas in hom. Ruach, asem, goddelike asem, spirit. Hy blaas in hom spirit. Dat hy kan met hom kommunikeer. Dat hy met ons kan praat as die geesmense. Ons is ook vlees, siel en liggaam. Maar jy is ook verdeel, jy het ook die verdeling van, jy het ook die gees, jy het ook 'n siel en jy het ook 'n liggaam. Maar die geesmens, wat die gees van God oorsprei wil word dan jou sielsmens, of jou geesmens, word dan die kontak tussen mens en dan God. So wanneer ons kommunikeer met hom, hy vlees kom word, in Johannes 10:30 sê, ek ken die Vader, sê ek en die Vader is een. Jesus maak 'n stelling. Hy sê ek en die Vader is een. Hy sê ek vind dit geen roof om die Here te sê dat ek is 'n seun van God nie. Ek vind dit geen roof om te sê dat ek van die Here afkom nie, want ons is een. Die God in hoofstuk 3 sê, dat sal 'n skeiding kom tussen die mens en tussen die duiwel sal kom. Een sal kom wat op sy kop sal kom trap en hom sal kom vernietig. Sê hier die Here, ek stuur iemand wat sal kom. Wie sal gaan? Ek sal gaan. Wat sal jy doen? Ek sal kom om die belofte van die Vader te vervul, sodat die mens wat in die geloof kom en kan kom tot bekering, die mens se geloof nie op 'n stelsel, op 'n wet is nie, wat nie kan onderhou word, maar die genade van God, geregtigheid te kry as 'n geskenk van God. Amen. Ek dink as ons die waarde weet, dat wat Jesus kom doen het, en kom sê, jy is onwaardig. Ek en jy is onwaardig. Maar omdat hy vir ons gesterf het, gee hy vir ons geregtigheid. Hy sê ons is die geregtigheid van God. Romeine 6. Ek en jy is die geregtigheid van God. Nie onder 'n wet nie. Ek kan nie onder 'n wet geregtig word nie, want 'n wet is 'n stelsel wat ek moet onderhou. Nou sê ek in die geloof, en ek kom in die geloof, en ek neem my offer in die geloof. Dit wat in Jesus Christus is 'n offer. Johannes 14:9 sê, Jesus sê vir hom, ek is al so lank al by julle, en jy ken, of het jy my nie geken nie. Filippus, en wat jy gesien het die Vader gesien. As jy my gesien het jy die Vader gesien. Hoe sê jy dan, toon ons die Vader? Weet jy as plek in die Bybel wat jy lees vanmorgen? Terwyl jy dit lees, Psalm 91, Psalm 23, Psalm 100, as jy begin die psalms lees, dan begin jy die nabyheid van God te ervaar, oor wat die woord van God openbaar, wie God is.
Amen. En wanneer jy dit begin lees, begin jy te hoor, begin jou gees in te stem en te sê, Here, ek hoor en ek kan sien, soos die vrug van die gees. Wanneer iemand die vrug van die gees aankondig, onmiddellik sien jy die geaardheid van Jesus en die aard van die Vader. Onmiddellik. Hy gaan dan, hy sê 'n paar dinge. Hy sê, ek is al lank al by julle, het jy my nie geken, Filippus. Ek het al die wonderwerke voor jou oë kom doen het. En toe vra jy vir my, Filippus, wys my die Vader. As ek al hoeveel keer al gesê, ek doen niks uit myself, wat ek nie van my Vader gesien of gehoor het. In Timotheus 2 vers 5 gaan dan en hy sê, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus, Jesus. Kom ons sê dankie vir Jesus. Onthou net een ding, die vrymaking wat ons het, om die genade van God gered te word. In die Ou Testament moes die priester ingegaan het en sondebelydenis gaan doen het namens die mens. So die mens het nooit die regte vergifnis ondervinding gehad het, is wat ek en jy nou het. As ek een amen kon kry, die duivel my nou straf vanmorgen, dat niemand wil amen sê nie, en as weet ek nou nie, is die regte preek vir vanmorgen, moet ek iets anders preek. Maar ek het regtig gedink, dit is 'n volwasse preek, dat ons kan begin vasmaak wat die woord van God sê. Want jy sien, hulle kon nie hulle vergifnis beleef het soos jy net. Want hulle moes iemand anders se woord gevat het, wanneer hy agter uit die Allerheiligste uitgekom het, en hy sê, julle sonde is vergewe. Dat hulle wegloop, en geen ondervinding gehad het, van die verligting van die sonde, want dit is 'n wet. Die wet sê ek moet so maak en so ek breek een van daai wette, dan loop ek met 'n jaar se skuldgevoel. Omdat die wet is 'n tigmaat. 'n Wet is 'n stelsel wat gemaak is vir wat? Om goddelikheid, ek brei vanaand meer daai, hoe goddelikheid aan die mens te kan wys, dat daar daarom 'n deel van skuldgevoel, of nie skuldgevoel, besef word, wat is in God se hart. So vir die hele jaar gaan hulle deur, nou gaan hulle deur dit, gaan hulle dat, so elke die jaar aangaan, hoe meer hulle val, hoe verder voel hulle weg van die Here af. En dan weet jy, die Nuwe Testamentiese kerk voel ook nou so. Baie mense, jy is bekend, jy ken die Here, jy ken sy weer, jy ken sy hart, en dan kom die vyand en hy sê vir jou, hey, jy is nog in 'n wet. Jy het so gemaak. Nou ben jy so gemaak, jy is skuldig. En dan sê die Here, maar wanneer jy skuldig geword? Het ek jou nie vrygekoop nie? Het ek jou nie verlossing gegee nie? Het ek jou nie vryspraak gegee? Dat jy weet in jou eie harte, dat die woord bevestig dat jy 'n kind van God is, die gees van God kom en bevestig jou standplek in hom. Maar nog steeds glo ons is nie goed genoeg vir die genade wat God gegee het tot vrymaak van sonde en verlies. Sê ons, begin 'n bietjie duideliker word. Jesus het gesê, om God se hart te wys, om te vergewe en om ons die ewige lewe te gee. Jesus het vir ons kom wys wat dit beteken om te vergewe. Jy sien, wanneer kom en jy sê, iemand doen my leed aan, en hy is, wat is hy? Hy is die een wat tussen die mens staan en tussen God staan. En hy is die een wat vergifnis kon uitdeel. In die middel van die kruisiging sê hy, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou, om te kom en te sê, ek weet hoe om te vergewe, ek besef dat ek vergewe is, vir al my dade, jou vergewe te ontvang, jou vergifnis te ontvang, is seker die grootste geskenk wat jy teruggee vir die Here vanmôre en sê dankie
dat ek 'n nuwe mens in U is. Deur die kruis het daar vrede gemaak tussen ons en die Vader. God, die Heilige Gees, dis my onderwerp, die teenwoordigheid van die krag van God naby jou. In jou. Hy by insprake kan doen, waar 'n mens dit nie kan doen nie. Hy by die realiteite van die tyd in jou kan inasem, en in jou kan help in 'n tyd soos nou. Want jy sien, voor die uitstorting van die Heilige Gees, krag op die aarde, is hulle besoek deur bo-natuurlike besoeke, soos byvoorbeeld die wolk en die vierkolom. Ek bedoel, hulle het water uit 'n klip uitgetrek, kom daar water en Moses raak dit aan. En hier kom Jesus. Jesus is in die tye geopenbaar, waar die krag van God geopenbaar is, dat mense wat siek is geheel word, mense word uit die dood uit opgewek, brode word vermeerder, hy loop op water, hy doen die onsienlike dinge wat mense nog ooit aan gedink het, doen hy, en die mens staan terug en sê werklik, dit is die Seun van God. Die aarde was woest en leeg, Genesis 1 vers 2, die duisternis op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. Die instelling van die Heilige Gees in die Bybel. Picture, 'n beeldspraak oor nie. God is Vader. God is in die Seun. God is ook in die Heilige Gees. Amen. Dit wat jy spreek, dit uit jou mond uitkom, as 'n kind van God, dra soveel krag, soveel mag. As jy besef dat jy God as die Vader, die Seun en Heilige Gees inwonend is in jou. En jy sê soos wat God vir Abraham hulle gesê, noem vir my die diere, gee vir hulle name, en skielik is hulle in 'n vloei van bonatuurlike, en hy noem die diere se name. Kry jy en ek dit in ons lewens die dag as jy ja sê vir Jesus, kom Vader, Seun en Heilige Gees kom woon in jou. Koppel die woord met dit wat jy spreek, koppel die woord, en jy sê die volgende. Hy sê die aarde is woest en leeg, met wat, vir watter rede sal die Bybel in die eerste deel van Genesis sê, dat die aarde was woest en leeg, wagtend op die woord van God, wat die uitspraak sal wees, wat God versoek op die aarde, en God sê, laat daar lig wees, daar's lig. Selfde God staan by 'n vrou by die ATM en sy is besig om te wag vir haar geld om uitbetaal te word. En 2 skabangers kom van elke kant en vir haar roof. En sy roep net hierdie woorde, o Here help. Sy het nie tyd gehad om sê in Jesus naam. Sy het nie tyd gehad om sê Vader nie. Sy het net sê, o Here help. En die volgende oomblik hardloop. Toe sy die geld bymekaar kom 'n derde man aangeloop. En sy sê, jy moet ook nie nader kom nie. Sy sê, ek kan nie. Hy sê, man, there's a man standing over you. A big form of a man. I say nothing will touch you. Die vroegure van die môre staan 'n vrou en sy is in haar woonstel en toe sy in die gang kom, toe is 'n man half lyf.
deur die venster in haar woonstel. En sy sê, en iets is daar. En hy vlug uit die venster. Val in half distance aan die ander plek. Amen. Waar hy geland het. Want die woorde wat jy spreek, het krag. Amen. Ek wil nie laasweek se preek nie, maar gaan kyk dit weer, gaan luister dit weer, dan sal hierdie woord aanvoeg by dit. Hy sê in Johannes 14:16-17, ek sal die Vader bid. Ek hoor weer jy moet kyk, 'n hoofletter ek sal die Vader bid. Ek sal die Vader bid. Hy sal julle 'n ander trooster hoofletter gee. Omdat hy by julle bly tot in ewigheid. Kan daar 'n bietjie opgewonderlik in die huis van God. Hy sê, hier is 'n afgehandelde saak. Dit wat die aarde moes gebeur, het klaar gebeur. Ek het opgestaan uit die dood. Ek is reg om te gaan reageer aan die regterhand van my Vader. Maar ek kan nie gaan as dan nie 'n ander trooster op die aarde kom om my plek op te neem. Ek kan in een plek wees op 'n slag. Maar wanneer hy kom, sal hy al die aarde kan volmaak van die heerlikheid van God. God in die Gees, die Heilige Gees. Teenwoordigheid van die krag van God. Die Heilige Gees is nie net 'n krag op gevoel nie. Hy is God self wat lewe, leiding, krag en troos gee aan elke gelowige. Want dit wat donker geword het in jou gedagtes, in jou geloof, in jou gebed, dit wat donker geword het, nalatig geword het, hy kom skakel die lig van hoop aan. Wanneer jy waag en jy sien, dit werk nie uit soos wat jy dink en soos wat jy sê nie. Hy is reg om die woord te vat, wat uit jou mond uitgekom het, om dit te stig vir 'n tyd soos nou. Halleluja. Die aarde is woes en neer, maar nee, die Gees van die waarheid, wat die waarheid nie kan sê, wat die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die wêreld sal nie sien nie. Die gelowige het 'n onregverdige voordeel. Ek sê dit weer. Ek praat met my pastoor gister. Die sê vir my, Annie, jy moet seker maak mense verstaan wat jy sê. Ek sê, hoekom pastoor? Hy sê, vir baie keer sê jy vir my goed en dan loop ek weg. Dan sê ek weet nou nie wat my Annie nou vir my sê. Ek sê, baie dankie vir hy compliment. Nee, hy sê, omdat jy dink mense weet wat jy sê, dink jy neem jy aan mense, hy sê, ek doen dieselfde. Ons neem aan dat mense dink en weet wat ons sê, die nie dat mense het nie 'n klou wat ons sê nie. Hy sê, die wêreld kan hom nie sien nie, omdat hulle hom nie ken nie. Ek vat jou terug na Johannes 3, vers 3 toe, waar Jesus sê, hey, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Jy kan nie die dinamika sien, want die skille van die sonde en die dinge is jou oor toegemaak. Maar as jy weergebore word, val hy goed af en dan kan jy sien. Ja, en toe word die gemeente wag, prys die Here. Ek is al vrou gespeel om dit aan te kry, nou klap al hande, dankie Jesus. Nou hoor gou hierso. Ek gee vir julle 'n ander trooster. So nou sê vir my, is dan God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees.
Wees nou eerlik, behandel ons om nie so nie. Behandel ons om ons indirek. Vader, Seun, Heilige Gees. Weet jy wat? Dankie my. Omdat ons nie verstaan. Toe hy gegee is 3000 mense geroep tot bekeer, one shot. Toe die Heilige Gees op die aarde kom, het die mensdom hom in 'n kategorie gesit en gesê, soos 'n duif neergedaal het, hy is geen duif nie. Hy is die mag van God homself. Jesus sê, luister, ek moet gaan, sodat 'n ander trooster kan kom, want wanneer die ander trooster gaan kom, weet jy wat gaan hy doen? Hy gaan alles doen wat ek nie kan doen, want jy sien, as ek gaan, julle gaan beter doen as wat as ek gaan julle groter dinge doen. As ek nou gaan julle 'n ander dimensie inbeweeg, because as ek hier is, kan dit nie gebeur nie. Maar sodra ek gaan en die ander trooster besoek jou, sal jy beter en groter dinge doen as wat ek gedoen het. Amen. Die kategorisering hoe ons na die Heilige Gees kyk, dis waar die probleem lê. Ek sien 'n kant van die Heilige Gees, die Gees van waarheid. Die Heilige Gees herinner my. Die Heilige Gees help my in my swakheid. Die Heilige Gees help my in my beplanning vir die toekoms. Want hy is alreeds daar. So wat 'n mate hanteer jy die Heilige Gees? Of wat is die mate wat jy die Heilige Gees mee hanteer? Handelinge 1 vers 8 sê, my vers sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde, sal julle my getuies wees, want julle het iets gesien. Wat het jy gesien? Daar's niks meer leliker as 'n blinde. Het jy geweet, blinde mense wil graag sien? En weet jy, blinde mense sien? Kerk, blinde mense sien. Jy kom sê, hoor hierso, ons is nou hierso by Pastor Andy se kerk, of die Osler Beach gemeente. Dan sê Pastor Willie, ja, ek sien. Wie kan onthou? Ek sien julle geniet my liedjie. Sê oors toe. Maar in die Gees beleef hy wat 'n mens kan sien, beleef hy in die Gees. So getrou is die Heilige Gees. Come on. Hy vertel 'n storie in sy eie boek en ek skil nou nie van hom nie. Ek vertel 'n storie dat hy verkoop 'n huis en die huisbord staan by die kant, die huisbord verkoop deur die eienaar. En sy vrou sê, hoorie, ek gaan net gou ry. As ek terugkom, dan sal ek nou verder gaan kos maak, en sy sê, ry. En hier's 'n klop aan die deur, en hy sê, hallo, goeienaand, en die mense sê, ons hier om die huis te sien. So hy het by die mense in die hele huis, en die badkamer, dis die slaapkamer, dis hier so, en daar voor die mense, en hy hoor agter, hy sê net, Hy gaan sit weer onder, sy vrou kom terug van die winkels af. Sy sê, Billy, was hulle hier? Hy sê, ja. Sy sê, my man, jy het nie die ligte aangesit. Toe vat hy die mense hier in donker huis, dan die mense van my sê, blinde mense kan nie sien. Maar wanneer het sad geword het, wanneer die aardse hoop opgegee is, selfs die blinde mens nie meer kan sien nie. Kerk, moet nie laat ons val tot so ver,
dat ons die hoop in dit wat God ons gegee het, in die Heilige Gees, meet aan waar jy en ek is. Hy's ver groter as dit. Hy's ver groter as dit. Hy sê, julle sal krag ontvang. Romeine 8:14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is die kinders van God. Die Heilige Gees kom en hy oortuig van sonde, openbaar Jesus en bekragtig die kerk om te leef en te getuig. Eenheid is die doel en werk van die Heilige Gees, om eenheid te bevorder. Alhoewel die Vader, die Seun, die Heilige Gees, 3 saam persone is, hulle werk saam. Een persoon is, werk hulle saam. In die skepping, Vader spreek die woord, die Seun skep en die Heilige Gees beweeg. In Genesis 1:3, God het gesê, laat daar lig wees. Elke donkerte sal daar lig skyn. Hy sê, in my woord is daar lig en daar is lewe. Come on. Miskien vanmorgen jy word gechallenge. Miskien is jy word jy gechallenge, uitgedaag, dat donkerheid. Vanmorgen sê die woord van God, waar die lig van God is daar lewe. En die verlossing, die Vader stuur sy Seun om te red en die Heilige Gees verseël. Wie het jou gesê dat jy is 'n kind van God? Die Heilige Gees het in jou hart bevestig dat jy is 'n kind van God. Halleluja. Kan ek afsluit? Efesiërs 1:3-14 sê die volgende. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Come on. Ek wil graag sien hoe lyk die geseëndes van die Here. Ek wil graag net 'n bietjie kyk met 'n oog van kritiek vanmôre. Ek wil net 'n bietjie sien hoe lyk die geseëndes van die Here. Jy sien hoe lyk die geseënde van die Here, want hy glo die woord van die Here. Hy sê, Vader wat ons se Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus. Na die welbehae van sy wil, tot lof van heerlikheid, van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na die welbehae wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. En hom in wie ons ook erfdeel ontvang het, omdat van tevore daartoe geordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk, volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. En wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met Heilige Gees van die belofte. Wat die onderkant is
van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Yes, thank you, Jesus. Wat is dit wat jou kan verwyder vanmôre van hom wat sê jou naam is in my hand geskryf? Wat is die uitdaging vanmôre wat kan kom om in jou lewens die Vader beplan die Seun, die Vader beplan, die Seun tree vir ons in die Heilige in die Gees. Hy kom om ons te versterk. Dit wat God gesê het, kom die Seun, hy kom voer uit presies dit wat in die hart van die Vader was. Dat hy kon uitroep en sê, dit is volbring. Dat elke mens wat gered word, standplek het by God, tot wanneer hy kom. Jy kan net by die sitplek nie. Tweede laaste in Romeine 8:26-27. Net so kom ook die Gees ons swakheden te help. Kan iemand net sê, prys die Here? Net so kom die Gees ons swakheden te help. Nie 'n wet. Ek sê weer, net so kom die Gees ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoelings van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Wow. Wow. Halleluja. En lei ons op die pad van heilig maak. God se standaarde. Kyk, ons kan nie moeg word om 'n kind van God te wees. Kom. Ek het laasweek sulke klein lemons gekoop. Ja, bitte regte bittebag. Ja. So ek sal hier nie kom bys, ek stil met die mikrofoon oond en ek los het vir 'n minuut. En die voor my sê, PAA! Ek die oond maak, dus hier kant van die siele moet weg. Jy weet, sê, oké, dit was te lang vir jou. Maar ek dacht toe, ek vat die theelepel toe, ek dacht toe, ek gaan so nou by mekaar eet nou wat daar is. Sjoe, waar was hy bitter? Nou baie keer as ek nou hier staan, dan dink ek die gemeente op van hy bitter goed ingekry. Want die woord bring blydskap, kerk, luister. Daar's verlossing en daar's blydskap. Die woord doen twee dinge. Hy haal die sielemoen uit en hy sit suikerblokkies daarin, dat jy kan mooi verstaan wat die begeertes van binne na buite. Jy sien, mense sê my persoon sê nie amen wanneer ons luister aandagtig. Hoor jy? Ek kan luister, ek kan sing en ek kan luister, ek kan praat op die telefoon, ek kan alles hoor terwyl ek nog praat. Besluit dat jy seker 'n vrou, nee hè? Ek het myself geleer. Nou as blydskap die huis vul, as die hand van die Here iets besonders wil doen, dan sê, net so kom die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat om te moet bid nie. Is daar 'n plek in jou lewe waar jy nie regtig weet hoe om te bid of wat om te bid? En dan wat doen jy? Onuitspreeklike woorde is ja, Here. I got it. Moet jy altyd praat? Nee. Wat my vir 'n lang storie? Die Bybel sê, Jy hoor wat ek sê? Vat hy pauze, vra die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Vader, ons gee al die lof en al die eer, al die aanbidding.
Dankie vir u maak ons los vanmôre van die straf van die wet. En u laat ons toe om te groei in die geloof in u. Dankie vir die genade. Dankie dat ons nie teen mekaar is nie, Here. Ons weet wat ons glo. Ons weet wat sê u woord. En u rig ons op vir 'n tyd soos dit. En Here, aan u kom toe die lof, die eer en die aanbidding, want ons kom en ons sê, Here, ons weet nie altyd wat om te bid. Maar wanneer ons u 'n oomblik kans gee, sal u ons lei. U sal ons vooruit gaan. En dan sal ons agterkom, dit is die werking van die Heilige Gees in ons. En ons dank u vanmôre. Ons praat nie oor die dinamika nie. Ons praat nie oor die gawes nie. Ons praat nie oor dit wat u ons gegee het. Ons praat oor die verhouding tussen Vader, Seun en Heilige Gees in ons lewens. Dankie Here dat u ewig groot is. Dat is nie een beter as die ander is nie. Dat die Vader het die Seun geskep, dat die Seun die Heilige Gees geleentheid gee om te kan bedien, maar tog in eenheid. En aan u Here kom toe die lof, die eer en die aanbidding in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen. Amen en amen. Baie dankie. Die Here seën u ryklik. Vanaand om 5:00 gaan ons aan met ons aanddiens, ons middagdiens. U is welkom om te kom, dit is in Engels. Mag die Here u huis ryklik seën. Nou het ons 'n geleentheid om ons offers te bring en ons geloofsoffers te bring. Mag die Here u ryklik seën. U kan maar kom, ons sal bid na die tyd, iets anders doen. U kan maar kom vanmôre. Kom. Amen. Halleluja. Hoe gaan dit met die geloofsoffers? Goed. Kan ons die Here eer, as daar mense vanmôre sê, hy wil die Here eer. Hoe gaan dit met die tiendes en die offerandes? Kan ons die Here eer en lof? Vanmôre kom Marius en hy wil hê ons moet vir Arno bid, maar hy is daar gevang in 'n storm in naby Madagaskar. Nee, Karibiese See. Karibiese See, 'n sikloon, en hy vertrou die Here om dit te stop. Is daar 'n ouer vanmôre wat 'n rede het om op te staan en sê ek glo vir my kind vanmôre? Staan saam met hom. Dis wat hy vra. Hy vra Here dat my kind nie deur daai storm gaan, daai storm stop. Jy het 'n situasie. Jy het 'n situasie wat net die Here vanmôre kan oplos. Jy het 'n plek waar jy vind jouself, net die Here kan dit doen. Ons trek ons hande uit. Here reg in daai storm dreigement, wat oor daai plek wil kom, waar ek het bestraf in die naam van Jesus.
En ek wil kalmte nou uitspreek, of verandering van rigting. Come on, change your course in the name of Jesus. In naam van Jesus. Dankie Here, kan dit doen. Terwyl al die mense staan vanmôre met verskillende gebede op hulle lippe, Here, en staan voor U, weet U wat elkeen is, en ek kom pleit vir U mense vanmôre. En sê, Here, wil U nie die situasie verander in die naam van Jesus. Ons staan reg hier om die getuienisse te hoor oor die magtige ingrype wat U doen, want U is 'n lewende God. En ons vertrou U vanmôre. Dit maak nie saak hoe moeilik, maak nie saak hoe swaar dit is nie, Here. U is die God, die bron van herstel. U is die een wat in 'n situasie kan inloop nou en alle donkerte vervloek na lig toe. Die sê in Psalm 139, as ek gesê het, die donker is lig, dan is dit lig. En Here, ek dank U vanmôre. U sê, U woord sê, en omdat U woord dit sê, staan ons vas. En ons dank U daarvoor. Deurbraak na deurbraak in Jesus naam. Dank ons U. Amen. En amen. Dankie vir die offerande, Here. Dankie vir die offerande. Dankie vir elke persoon se geloofsoffer, elke persoon se tiende, elke persoon se offerande. Dat Here, dat U seën op elke huis sal wees. Dat Here, dat U dit sal vermenigvuldig, omdat U die God is van die vermenigvuldiging. Dank ons U vanmôre. Geld is vir U niks. Maar tog, Here, het ons dit nodig. Maar reik ons uit na U en sê, Here, U is die God van die bo-natuurlike. Laat die bo-natuurlike geld kom. Laat die onregverdige geld kom na die gelowiges toe. In die naam van Jesus, in hulle werksplekke, in hulle besighede, en alles wat hulle hande punt om te doen, geseën sal wees, Here, in die naam van Jesus. En aan God al die eer, al die lof, al die aanbidding. Ons almal sê saam. Amen en amen. Baie dankie.